Word jy geïntimideer? Word jy stilgemaak selfs wanneer jy reg is? Nou ja, dan het jy moontlik al te doen gehad met die monster van intimidasie. Miskien ervaar jy dit by die werk, daardie oomblikke wanneer 'n bestuurder neerhalend praat en sê, jy verstaan mos nooit nie. Of, ek weet nie hoekom ons jou ooit aangestel het nie. En soms is dit openlik. Ander kere is dit subtieler, soos 'n dreigement. As jy nie saamwerk nie, kan jy maar jou CV begin opdateer, nê, sal hulle sê. En dan is daar hierdie stille vorm van intimidasie wat jy ook kry. Jy word uitgesluit uit vergaderings, WhatsApp groepe of e-posse wat jou werk direk raak. En baie mense glo vandag dat jy ander moet intimideer om bo uit te kom, bo op die leer. Maar wanneer is jy regtig bo? En waar is bo? En daarom vra ek jou vandag, word jy geïntimideer? Dalk deur jou man, dalk deur jou vrou, jou baas of 'n vriendin. Is intimidasie besig om beheer oor jou lewe te neem, kind van God? Hoor gou, dis nie normaal nie. En is tyd dat ons as volgers van Jesus opstaan en sê, ek sal nie langer in vrees leef nie, ek behoort aan God. Nou wat is intimidasie? Intimidasie is die aanwakker van vrees. Dis 'n poging om 'n mens deur dreigemente, druk of beheer te ontmoedig. Want sien, wanneer jy geïntimideer word, voel jy magteloos. Jy voel vasgevang en verlam in jou gees. En tog herinner die skepper van hemel en aarde jou in Jeremia 1 vers 5 dat hy jou reeds geken en geheilig het voor jy nog gebore is. En binne in jou lê daar 'n droom, 'n roeping en 'n doel wat hy self in jou geplant het. Daarom die doel van intimidasie is om jou tot stilstand te bring, om jou te laat vries en jou te dwing om kompromieë te sluit en om nie die droom te leef wat Vader nog altyd vir jou het nie. Nou omdat intimidasie 'n geestelike werklikheid is, kan dit nie oorkom word met blote rede, met wilskrag of positiewe ingesteldheid nie. Nee, hierdie stryd is nie in die vlees nie, maar is in die gees. Jy sien, Elia was nie bang vir 850 vals profete of vir koning Agab nie, maar een vrou, Jezebel, het hom geïntimideer dat hy gevlug het en die dood begeer het. Die krag van daardie gees het swaarder beweeg as 'n hele volk. En so sien ons, wanneer vrees jou hart oorneem, verloor jy vrede, jy verloor moed, selfvertroue en volharding. Maar Abba Vader gee nie 'n gees van vrees nie. Hy gee krag, liefde en selfbeheersing. So sal jy vandag opstaan en die geveg vir Vader gee. Die stryd is nie joune nie. Abba Vader sal vir jou veg. Gee jou vrees vir hom. Hy is by jou. Los 'n boodskap in die kommentaar en ons span by Staan Op sal graag saam met jou wil bid. Ons staan saam in geloof teen elke gees van vrees en intimidasie. Staan op, kind van God.